Ek wonder of ek kan vra voor ons enigstens verder gaan vir pastoor Michael om vir ons asseblief te open met gebed. Dis reg, Pastor Johnny, kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om na U toe te kom, Here, om 'n aand 'n bespreking te hê rondom 'n volgende generasie. Here, as ons nie ken in daai saak nie, wat sal ons van hierdie mooi erfenis wat ons het doen as U ons nie leiding en wysheid en insig gee nie? My gebed is dat U ons sal help om 'n volgende geslag te akkommodeer, Here, om hulle te ken, maar meer as dit om hulle voor te stel aan U. Here, dankie dat U ons wysheid en insig gaan gee in hierdie saak. Dankie vir mense wat hulle ervaring en wysheid gaan deel. Here, gee ons 'n insig, Here, sodat ons vir elkeen 'n ruimte kan skep, want daar's altyd plek vir nog. Dankie dat ons vanaand hierdie kan bespreek en dat U ons gaan bewaar en beskerm. Seën ons, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie. Ek wil graag begin net deur almal te verwelkom, net vir u te noem dat ons beplanning is om te probeer om die sessies meer tweetalig te doen. So u gaan vind dat ek gaan probeer om tussen Engels en Afrikaans te skakel, terwyl ons die inleiding doen. Vrae gaan ek in Engels stel, die paneellede is aangesê dat hulle kan in Engels antwoord of in Afrikaans, wat ook al vir hulle gemaklik is. Ons wil definitief probeer om dit meer toeganklik te maak vir enige iemand om te luister. In die opnames sal ons dan ook probeer poog om seker te maak dat daar kapsies aan die onderkant is wat beide in Engels en Afrikaans beskikbaar is. So good evening everyone and welcome to the Temple Dialogue. Tonight we are discussing a topic that I think affects every congregation, family, and essentially the future of the church. The topic is how can we better involve young people in the life and mission of the church. Our goal is not merely to discuss youth ministry programs. Our goal is to explore how we can help young people find belonging, purpose, discipleship, and meaningful participation in God's kingdom. Met daardie inleiding wil ek graag ons paneel aan u bekendstel. Ek het al reeds vir Thomas en vir pastoor Michael gesien. Ek het al vir pastoor Fani gesien nie, as hy dalk met sy kamera ook kan aanskakel. Die res van u is welkom om die kameras aan te sit as u wil. As dit te veel van die bandwidth vat, kan jy dit weer afskakel. Maar ons gaan vra vir die paneel om so lank as moontlik hulle kameras aan te hou. Ons begin met pastoor Michael Travins, ons jeugdirekteur en ook presiderende pastoor by Centurion Momentum gemeente. Dan het ons pastoor Fani de Meyer van Durban Sebilon gemeente en pastoor Thomas Hollenby van Meyerton gemeente. Ek het vir elkeen van hulle gevra en ek gaan hulle kans gee nou in daardie volgorde, pastoor Michael, dan pastoor Fani, dan pastoor Thomas, om net in een sin, one sentence, what is your heart for the next generation, voordat ons verder sal gaan. Dankie pastoor Johnny. So my hart vir die volgende generasie, seker meer as enigiets wat ons hulle kan gee, is dat hulle ontmoeting sal kry met die Here, dat die Here vir hulle werklikheid sal word, meer as net 'n idee of 'n opinie of iets wat hulle van gehoor het, maar 'n werklikheid. Pastoor Fani? Goeienaand pastoor Johnny. Ja, vir my is dit ook dieselfde wat pastoor Michael sê. Hulle moet opreg ontmoeting met God hê en dat hulle dan toegerus gaan wees met die nodige kennis en insig, soos die Here vir ons gesê het in Matteus 18:20, gaan heen, maak disippels van alle nasies, sodat hulle nog steeds siele vir die koninkryk van God kan win. Amen, baie dankie. Pastoor Thomas. Goeienaand almal. Ja, my hart is ook vir die jong mense, vir hierdie generasie, sal dit wees dat elkeen sy roeping in die Here sal vind en voluit te gaan, die lewe sal leef en dat hierdie generasie, die generasie sal wees wat die wêreld sal skud met die evangelie. Uitstekend, baie dankie. Our primary goal or purpose tonight is to help spiritual leaders realize that the credibility of our public ministry, that is not the right word. I'm going to skip that slide. It was a hangover. Let's carry on with why this conversation matters. This conversation, I think, matters, as I've said earlier on, is because the young people or the youth are looking for a sense of belonging, having a purpose. They are looking for people who can act as their mentors,
but they're also looking for their own identity and being part of authentic faith. I have not found a nice word in Afrikaans to describe authentic. I think they will use the word authentiek, ware geloof, egte geloof, iets wat werklik is. In today's day and age, more than anything, people will very quickly spot a fake. And we know this by the way that we interact on social media. One of the first things my son will tell me is he'll say to me, that's AI generated. It's not real people. It's not real things that's happening. It's something fake. So what I want you to do, and we're going to do this throughout the interaction, there'll be prompts on the screens when we get to that. But I want everybody that's on the audience, I want you to participate. This isn't just a panel discussion. You've got the ability of using the chat function. And on the chat function, there's a couple of things that you need to do. I need you to register to say that you're here and that we can remain in contact. But for now, I want you to look at that question on the screen that says, what do you think young people need most from the church today? What is it that they look towards us as church leaders? What is it that they're looking for? We're going to start with this conversation now that moves us into the challenge that exists for the church. The challenge as I see it, and I might be wrong, and our esteemed panel is going to help us with understanding how they see the challenge. But I see it as how do we move young people from being attendees, attendants, and spectators? How do we move them to become disciples, servants, leaders, participants with co-ownership? If you need to have an explanation of how that appears in your congregation, you will find people who are merely sitting there consuming, observing, and receiving. They come to church asking, what is it that I will get today? And what we need is we need them to change into people who are coming to serve, to grow, to lead, and to influence others. That's, in my mind, what the challenge is, and that's what I'm going to be asking our panel to think about tonight as we go through this conversation. And that brings us to our first conversation, and I'm going to kick off the panel. We're going to move in reverse. So Tommy's going to answer first, then Fani, and then we'll move to Michael. The first question is, why do you think many youths have become alienated from the church, and what can we learn from this? Dis 'n baie interessante vraag hierdie. Ek sal sê dat soos wat pastoor Johnny nou net gesê het van jong mense sien 'n fake van 'n mylaffair. Ek dink hulle daai 6de, 7de sintuig het hulle bygekry. Wat hulle kan fake mense, kan ek sê dit nou reguit, fake mense kan hulle van 'n myl af ver ryk. Wanneer hulle vir ons vra, moet ons net slim dink ons is slim of net slim klink of so nie. Wees eerlik met hulle. En sê vir hulle, hoor jy, ek weet nou nie, dis 'n baie interessante vraag hierdie. Ek gaan 'n bietjie daaroor dink en ek terugkom na jou toe. En dan doen dit so, want mense, hulle soek ook daai mense wat hulle kan vertrou. Hulle soek daai egtheid. Hulle soek daai radikale mense wat saam met hulle pad kan stap. Kom ons wees nou eerlik, die jong mense van vandag, so as jy hulle hoekoms en hulle waaroms kan verdra, dan sal hulle berge saam met jou kan versit. Ons het 'n paar mense hierso, 'n paar jonges ook so in ons gemeente, en hulle het ook altyd so rondgesit aan alles. En die enetjie was baie, kan ek sê, hy het nie 'n baie mooi groot selfbeeld gehad van homself. Hy was baie minderwaardig. En toe gaan ek self en dan wys ek vir hom plek in die kerk, of ek het vir hom klein jobbies gedoen, gegee om te doen. Soos net om 'n besem te vat en die stoepie af te vee elke oggend of so. En naderhand het dit so begin like, want hy voel hy's deel van dit. Hy voel of dit is nou sy plek om hy voel hy hoort nou daar. Hy het 'n verantwoordelikheid. En nou het ons ook vir my plek, ek het nou so 'n bietjie van 'n nou praat ek spesifiek net van die een ouetjie. Net ek vir hom, soos ek sê, 'n upgrade gegee. As ons nou funksies of iets het, dan is dit sy werk om en is net sy werk. Hy moet nie vir iemand anders die werk gee nie. Sy werk om soos die braaiers so goed reg te sit of parkerings aan te wys of so. En hy is nou so in sy noppies, want hy weet hy hoort nou hierso. Hy weet wat is sy job. So hy weet hy is nou 'n belangrike persoon. So ek glo regtig waar dat jong mense moet net ronddwaal nie. Elke liewe persoon het iets positiefs in hom en ons moet die potensiaal in hulle raak sien en gebruik maak daarvan. Uitstekend, baie dankie Pastor Tommy.
vir die gehoor, die vraag wat ek wil hê jy moet graag aan dink is, wat dink jy is die grootste uitdaging waarmee jong mense vandag worstel? Pastoor Fani, wat sien jy daar in Durban? Is dit dieselfde ervaring as Pastoor Tommy? Enige ander inligting wat jy vir ons kan gee? Hoekom word jong mense vervreemd uit die kerk? Wat kan ons daaruit leer? 'n groot rede hoekom ek al opgetel het, jong mense het nie meer so interaksie met vandag se kerk nie. Hulle praat, maar ons luister nie. Want wat gebeur is, hulle kom baie keer en kom hulle met 'n vraag, en dan is hulle onkundig in dit, en dan wil hulle by jou hoor, en daar's 'n spreekwoord wat altyd gesê het, 'n kind word gesien en nie gehoor nie, maar dit is tans nie meer so nie. Ons moet aandag gee aan die jong mense. As ons nie aandag gee aan hulle nie, verdwyn hulle, want hulle kom regtig, veral met geestelike goed. Ons het 'n geval gehad, daar was 'n jong man, hy het by iemand gaan navraag doen oor 'n situasie. Hulle het vir hom gesê, dis verkeerd wat hy doen. En toe sê hy, okay, wys my in die Bybel, waar staan dit verkeerd? Hy sê, jy gaan doen Bybelstudie, en dan gaan jy self sien waar is dit verkeerd. Ons moenie daai houding hê nie. As 'n jong mens na ons toe kom, moet ons regtig ag gee, want dit is die volk van môre, en hulle sal jou nie, baie keer is daar 'n vraag wat dalk vir hulle dalk dom, of vir ons dalk dom, of as ek dit so kan gebruik, onnoosel is, dan is dit vir hulle regtig 'n vraag. Hulle wil regtig die kennis hiervan hê, en dan jak ons hulle af, en dan gaan sit hulle maar by die huis, en dan nog 'n ander ding wat hulle ook uit die kerk uithou, is sosiale media. Ons kan nie daarteen vaskyk nie, en die duiwel het dit gebruik, soos wat dit die tegnologie verander het, hy ook sy hand daarin gesit, en ons was by 'n funksie gewees, waar my jong mense gesels het in dit, en hulle, toen gooi ek my oor daai kant, en hulle sê vir my, hulle vra, wat is jou beste sosiale netwerk waarna jy kyk? En een van die jong manne sê reguit, pornografie. En dit was vir hom 'n alledaagse ding. So hy het nie eens gedink dit is verkeerd nie. Dit wys jou waar die jong mense heen gaan. En dit is uitdagings wat hulle het. En dan natuurlik ook dan met die sosiale netwerk. COVID was baie goed vir ons gewees met die sosiale netwerk, dat almal kon gepreek het en hulle kon die boodskappe geluister het. En vandag en kyk ons ook, as mense vra, waar was jy? Nee, hy sommer maar op die selfoon het hy maar die diens opgehou, of gesien na wat se preek hy wil luister. So dis maar die uitdagings wat ek maar opgetel het met die jong mense. Dankie, Pastoor Fani, waardeer u terugvoer. Pastoor Michael, van u oogpunt uit. Dankie, Pastoor Johnny. Die paneel het alreeds so goed geantwoord. Ek dink 'n groot uitdaging, Markus 4 vers 19 sê, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikheid in die verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. As jy kyk na die wêreld rondom ons, hulle akkommodeer en hulle fasiliteer alles rondom 'n geslag. Hulle maak voorbereiding, hulle het genade en hulle het plek vir jong mense. En baie keer het jong mense, soek hulle na antwoorde, en as ons nie daartoe in staat is om hulle te antwoord nie, dan gaan soek hulle op ander plekke. Ons moet dit nie 'n hoogheilige saak maak, dat hulle nie dit sal verstaan nie, of dat hulle nie oud genoeg is om dit te begryp nie. Ons moet reguit met hulle praat, eerlik, want egtheid is definitief 'n ding wat jong mense wegdryf, dat wanneer die skrif sê, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Wanneer hulle sien mense lewe op 'n Sondag 'n manier, en dan deur die week op 'n ander manier, dan dryf dit hulle weg. Daar's dubbelstandaarde, hulle sien hoe hulle ouers een ding doen in die kerk en een ding buite, en dit veroorsaak dat hulle weggedryf word as hulle nie hulle antwoorde kry nie. En dan natuurlik definitief aanvaarding vir wie hulle is, en dan net bietjie genade. Ons het baie keer genade met die sonde, maar ons het nie genade met jong mense nie. Ons het genade met die ou wat verkeerd doen en fouteer, maar ons het nie genade met die jong mens wat homself nog probeer vind en sy identiteit nog nie in Christus het nie. So as ons net bietjie egtheid, bietjie aanvaarding en 'n bietjie genade kan gee, dink ek sal dit definitief 'n verskil maak hoe jong mense dan vervreemd word, want hulle het 'n ander stuk in die wêreld wat die woord onvrugbaar maak in hulle lewe. Uitstekend, baie goed.
Ek het 'n paar vrae gehad wat ek wou verwys het na as opvolgvrae. Ek dink van hulle is al beantwoord. Ek wou definitief gevra het of ons genoeg luister. En ek dink pastoor Fanie het dit goed beantwoord en gesê het, ons doen nie. Ons het definitief daardie manier gehad van moenie jou vrae vra nie en jy moet gesien word, jy moet nie gehoor word nie. Ek het groot geword in die koöperatiewe wêreld met die konteks daarvan om te sê die enigste onlosel vraag is die vraag wat nie gevra is nie. Die vraag wat jy dink niemand anders het daai vraag nie, dis juist die belangrikste vraag. Dis die vraag wat almal moet hoor. Ander vraag wat ek gehad het was of dit 'n teologiese verhouding of kulturele grense is wat veroorsaak dat mense weggedryf word. Ek dink die antwoord wat ek gehoor het is dit is nie soveel oor teologie nie. Dis eintlik dat ons nie daarby uitkom nie. Dit is die feit dat ons nie genoeg op 'n persoonlike verhoudingsbasis met hulle ondergang dat ons by daai punt kan uitkom nie. Miskien as enige een van die paneel wil antwoord, wat is van die waarskutekens, warning signs waarvoor kerke moet uitkyk wanneer hulle besig is om hulle jong mense te vervreem, wanneer die jong mense gaan begin opkom? Een ding is seker, as mense na die kerk toe gaan, die jong mense soek nie dat hulle wil Sondag weer na, as ek dit so kan noem, na 'n skoolklas toe wil gaan nie. Hulle wil regtig interaksie hê, hulle wil die Heilige Gees ervaar, so as ons 'n diens gaan hou, wat net soos 'n klas is, dan gaan hulle ook agterna voel, hoorie, ek gaan skool toe van Maandag tot Vrydag, nou moet ek Sondag weer skool toe gaan. So mens moet dit regtig geestelik aangedrywe jou dienste hou. Dit help nie, jy is net eenmalig net van die kansel af en daar's niks interaksie in jou gemeente nie. Baie dankie. En ek dink dit wys ook die nood van verskillende maniere van kerk hou, want ek dink as mens kleiner, kom ons sê selgroep of sorggroep tipe koneksies het met jou jong mense, waar hulle die interaksies kan kry en hulle kan terugpraat, dink ek ook gee dit 'n ander dinamiek. Baie dankie vir diegene van u wat reeds op die kletsfunksie vir ons terugvoer gegee het. Chris du Plessis het genoem dat van die grootste probleme of die uitdagings vir jong mense is aanvaarding, dubbelstandaarde, tegnologiese verleiding. Dink ons het 'n bietjie daarvan gehoor. Bianca het genoem, the youth is longing for a sense of belonging. They feel like they are just there to fill a seat. Pastoor Frik sê, ek ondervind twee dinge by jong mense wat vir hulle groot uitdagings is, depressie en die uitdagings na skool van goeie werk en finansies. Thomas Kuman, if the church won't accept them, the world will. Ja, dis waar woorde daai. Baie dankie. Ek wil u uitdaag en ek wil u regtig vra om deel te neem. Almal van die mense wat ingeskakel is, het 'n stem. U kan met ons praat, u kan vir ons deel. Ons gaan aanbeweeg na 'n volgende vraaggedeelte toe. Maar as jy nog wil praat oor die uitdagings, u is meer as welkom om dit te doen. Die volgende gedeelte waaroor ons wil praat met die paneel is how do we create a congregation where young people truly feel they belong? En vir die gehoor skuif ons aan na die vraag toe, wat doen julle gemeente goed om jong mense te laat tuis voel? Ons begin weer by pastoor Tommy, dan Fanie en dan Michael. Ek sal sê dat soos wat ons nou dit so aangehaal het, hulle soek 'n plek om te hoor, hulle wil weet hulle is belangrik, hulle het 'n verantwoordelikheid. Fanie het nou net so mooi genoem daarso dat daar's baie druk daar buite in die lewe. As ek net so vinnig kan dink, die tye toe ons op skool was en vandag se tyd toe hulle op skool, hulle het baie meer druk. Die druk van die lewe is baie erger op vandag se jonges as wat ons in die skool was. So hulle het nie nog meer druk of goed nodig nie. Hulle moet voel hulle hoort by 'n plek en hulle moet belangrik voel. En met die bietjie experience wat ek het, wat ek so met die jong mense werk, wat vir ons werk hierso, is om soos 'n plek te soek waar ons hulle kan mee besig hou in die kerk en die dienste. Is partykeer so in hierdie bietjie meer as 2 jaar wat ons nou wel hierso is,
gebruik ek jong mense, dan roep ek die jeug bymekaar, dan kan ons 3 keer al wat ek vir hulle gesê het, hulle moet vir my iets van 'n opvoering uitwerk vir 'n inleiding van die boodskap. Dan sê ek vir hulle waaroor die boodskap gaan, dan moet hulle soos 'n opvoering uitwerk. En so gebruik ek die jong mense ook en hulle hou baie daarvan. En dan ek vra vir hulle om vir die musikante water en goed uit te deel of hulle moet die musiek, die instrumente regskuif. Ek gebruik hulle by die klankhofspan wanneer ons soos funksies het, dan maak ons van hulle diens gebruik. Ons sê vir die jeug, hulle moet diensbaarheid beoefen onder die mense, veral onder die ou mense, en dan is daar interaksie tussen die ou mense en die jong mense, wat die jong mense die ouer geslag bedien. En ek moet sê dit werk ook baie. Daar's lekker interaksie tussen hulle en hulle gesels ook lekker dan so. En dan en dan het ons ook so as met die jeugaksie het ons ook, en ek dink ook by die opleiding het ons ook daai opleiding gedoen van ken jou bediening. Nou ons het dit ook met die jong mense en ook by die bestuursraad gedoen. Wat as die jong mense eers, want hulle evalueer hulle self mos met daai ken jou bediening kursus. En wanneer hulle dan besef dat hulle is dan eintlik geroep vir diensbaarheid, of daar's iets van hulle is geroep soos 'n bietjie van 'n profeet of so, dan wat ek met een ouetjie al doen as hy sê, hoe weet hy wanneer hy geroep is as 'n profeet? Dan het ek met een op die bestuursraad het ek al vooraf met hom bespreek, van gesê, hierdie ouetjie dink hy kom agter hy's meer as profeet, dan gaan hy eers na my toe kom. Dan sê hy vir my, wat dink hy, wat het hy by die Here gekry? Dan stap ek saam met hom na die bestuursraad toe, dan sê ek vir hom, sê jy vir hom, wat het jy by die Here gekry? En so beoefen hy homself as 'n profeet, om te profeteer. En of daar's een ouetjie wat sê, wat agtergekom het, hy's 'n barmhartiger, of hy's baie diensbaar. En so ek kan sien in sy leefstyl ook, as hy iets gekry het, hy wil altyd met iemand deel. En net so het ons om as leier gemaak oor die jeug by die diensbaarheidsspan. En dis net 'n paar plekkies wat ons al agtergekom het, ons die jong mense kan betrek, en hulle hou daarvan om 'n verantwoordelikheid te kry. Uitstekend, dankie Pastor Tommy. Ja, het my laat dink aan die in die Ou Testament het hulle 'n profeteskool gehad. Wat is dit wat ons stop vandag om dieselfde tipe dinge na te kyk en te sien, hoe word hulle gelei? Ek meen, ons het definitief nie sommer net ingeval en begin profeteer links en regs en senter nie. Ons moes opgelei geword het, so die opleiding is baie noodsaaklik. En ek dink dit pas in by mentorskap. Fanny? Ja, Pastor Tommy het meeste van my nou ook al aangehaal, maar dit is belangrik om hulle betrokke te maak. Veral nou, ons het nou Vadersdag gehad, jy het Moedersdag en jy het ander funksies. Jy kan hulle vra, hoorie, wil jy nie kom help nie, maar ons moet baie keer pas op om vir die jong mense te sê, doen gou dit, doen gou dit, doen gou dit. Ons moet hulle vra, wil jy nie gou dit vir my doen nie? Want anders is dit half van dominerend en hulle voel dis 'n werk vir hulle moet lekker voel daarin. En dan baie keer dan sit jy 'n persoon dalk by die klank, en klank is nie eers wat hy wil doen nie. Ons moet ook kyk en vir hulle vra, waarin stel jy belang om betrokke te raak? By welsyn, wil jy dit doen? Wil jy klank wees? Wat wil jy doen? En dan gaan hy ook dadelik aanklank kry by dit wat hy wil doen, en hy gaan dit met meer passievol doen, en dan moet ons ook nie versuim om hulle te bedank voor almal nie. Ons bedank baie keer die sonnaskoolsoepie, die jeugleier, en die pastore, ensovoorts, maar ons moet hulle ook bedank, en dan voel hulle, wow, ek beteken iets vir die werk van die Here. En dan moet ons ook baie keer sê, byvoorbeeld soos 'n Vadersdag wat nou verby is, en jy maak een van hulle betrokke, en jy het nou jou visie, en dan vra jy vir hom, wat dink hy hiervan? Sal hy daarvan so hou, of het hy dalk iets anders in gedagte? Dadelik voel hy belangrik. Dis maar my insettinge. Uitstekend, baie dankie Pastor Fanny. Skuif aan na u, Pastor Michael. Dankie Pastor Johnny. Ons het die vraag gehad, luister die kerk genoeg na die stem van jong mense? En ek dink dit is een van die goed wat ons gemeente 'n bietjie reg gekry het. Ons luister nie om hulle te antwoord nie, ons luister om hulle te verstaan.
Ons het gekyk na Vrydag aand toe vra ons vir hulle, hoorie, wat is die uitdaging waarom julle nie Vrydag aande by die jeug uitkom nie? Toe sien ons hoe skoolprogramme en die lewe druk, hulle is so besig dat jy kompeteer meer met die skool vandag as wat jy met die wêreld kompeteer. En toe vra ons wel, okay, nou wat kan ons anders doen? Wat is ons jeug skuif na 'n ander dag toe? Toe skuif ons jeug na Dinsdag aand toe. Dit sal nou nie vir almal 'n Dinsdag werk nie, maar praat met hulle, hoor wat werk vir hulle. En die feit dat ons net na Dinsdag aand toe geskuif het 'n groot verskil gemaak in ons gemeente, want toe voel die jong mense ook weer ons het 'n sê in waar ons onsself vind, ons het 'n sê in die gemeente. En net oordat ons geluister het dit 'n groot verskil gemaak, groot impak gemaak. Ons het ook na 'n jeugorkes gekyk. Ons het nou 'n jeugorkes vir wat ons nou vir so 2 maande hardloop, wat ons hulle bietjie oplei en gebruik, dat hulle bietjie dienste begin lei, en dit maak 'n verskil want hy voel hy het 'n ruimte. En nou fokus op verhoudings, en nie net programme nie. Praat met jong mense. Die gevaar wat ons baie keer doen is, ons gee aandag aan die ouers, want hulle is die 10de betalers, hulle is die gemeentelede, en dan sê ek nie die kind op sy naam nie, ek noem dit die Michael se kind, of Johnny se kind. Ja. Maar ken die kind in sy eie identiteit, hy is 'n volwaardige gemeentelid. Daar's iets wat ek na gekyk het, wat ek graag wil begin toepas, ek het nog nie. Ons stel nuwe gemeentelede voor, ons doen al hierdie wonderlike dinge, ons moet eintlik kyk daarna, wanneer iemand klaar is met skool of universiteit, om hom dan voor te stel as 'n volwaardige, volwasse gemeentelid in die gemeente. Stel hom voor as Tommy Hollenby, nie die ou se seun of daai ou se dogter nie, maar gee hom 'n sertifikaat, hierdie is nou 'n volwaardige gemeentelid. En ek dink dit gaan 'n groot verskil vir hulle maak, is iets wat ek regtig dink die Here het vir my 'n openbaring gegee wat ons daar moet kyk. Maar ek dink as ons net gaan begin luister, sal die jong mense van ons sê, maar moenie luister om hulle net te antwoord of 'n vinnige afjak te gee nie, maar luister om hulle te hoor. Want net daai een klein dingetjie wat ons gedoen het, het 'n groot verskil reeds gemaak. Baie goed, ek hou daarvan, luister om te verstaan. Ons kry baie goeie insette van u af op die kletsfunksie. Baie dankie vir die sê. Dit is duidelik vir my as ek deurlees te sien dat die jong mense word definitief geleenthede gegee, en dit lyk asof daar goeie reaksie daaroor is. Pastoor Chris sê hulle gee op gereelde basis vir jong mense geleentheid om 'n volle diens te lei. Wonderlike inisiatief en definitief goed om te sien. Ons moderator het ook kommentaar gelewer. Redelike lang stukkie, so gaan nie alles probeer lees nie, maar ek dink daar's 'n groot gedeelte daar wat u kan gaan leer van. Hy som dit vir ons op in een sin. Hy sê die grootste stryd van die jong mens vandag is om hulle identiteit in Christus te behou in 'n wêreld wat voortdurend probeer om vir hulle 'n ander identiteit te gee. Baie ware woorde. En dan het ek ook gelees hier persoonlike aandag, Pastoor Werner Venter, persoonlike aandag en belangstelling in hulle. Wees beskikbaar in moeilike en goeie tye. Moedig hulle aan om betrokke te raak. Ek dink dit ek definitief wat ek gehoor het Pastoor Michael sê. Kom ons gaan aanbeweeg na ons derde groot vraag toe. Derde groot vraag is dan, how can congregations empower youths to serve and lead? Vir die gehoor gaan die vraag sê, in watter bedieningsarea kan jong mense meer betrokke wees in jou gemeente? Kom ons begin weer by Pastoor Tommy. Ja, ek dink wat ek nou gesê het was het ek baie aangeraak met hierdie vraag, is ook om hulle meer soos baie betrokke te hou, en nie soos met elke diens om net heeltyd met die jong mense heeltyd besig te wees met elke diens nie, maar om 'n balans te hou, om ook jou preke so uit te werk sodat die jong mense dit ook kan verstaan. Ek het een ding wat ek al agtergekom het, jong mense hou nie net van strategiese beplanning se goed volgens 'n diens nie. Hulle wil ook hulle wil ook agterkom daar soos 'n verhouding bou tussen hulle en die res van die mense. As ek dink Pastoor Michael het dit nou so genoem. Hulle wil nie net bekend gestaan word as daai ene se kind of so nie. Hulle wil weet hulle is 'n volwaardige gemeentelid. En as ons hulle so gaan behandel en so gaan ekskuus my stem. As ons hulle so gaan hanteer met ons dienste en aktiwiteite of so, dan gaan hulle ook baie meer vrymoedigheid hê
om ook dalk met hulle eie idees ook te kom en ook self kom in te span met as ons dalk hulp nodig het. Ja, dis wat ek wil sê so. Uitstekend, en ek dink mense is baie keer geneig om te dink dat areas van ministry, bedieningsareas is net wat plaasvind binne in die kerk. En daar's soveel ander gedeeltes daarvan. Ons het al baie kommentaar gesien op die kletsgedeelte van areas soos klank en orkes, dink ek was genoem gewees. Maar as daar midweekdienste of bidure is daar plaasvind, as daar uitreik aksies is daar plaasvind. In al daai areas is daar gedeeltes van bedieningsareas waar jong mense meer betrokke kan wees en dit sirkel terug na wat ons voorheen genoem het. As jy nie met hulle praat om te verstaan wat is hulle bediening nie, wat is hulle sterktepunte nie, wat is dit waarna hulle behoort te groei nie, gaan jy nie weet waar jy hulle moet gebruik. Dus kan nie almal net gaan inforceer in klankbedieninge nie. Dit maak van hulle baie opgewonde. Ek het iemand het vir my gesê hoe graag hy gevra geword het om net die geld op te neem in die offerande sakkie. Mense sal nie outomaties dink dat dit iets is wat mense regtig in wil dien nie, maar daar is mense wat dit graag sal wil doen. Skuif aan na Pastoor Fanie toe, enige insette van u kant af. Hoe kan die gemeente mense meer bemagtig om te dien en te lei? Ja, wat ek dink wat baie belangrik is ek dink Pastoor Michael het dit aangehaal, is om 'n geleentheid te gee vir die jeug om 'n diens te hardloop. Want hulle wil ook voel dit om aktief te wees, om vir die Here te werk. Want baie keer dan sit hulle maar daar en wens hulle, ek sal graag koortjies wou gelei het. Ek sou graag dalk 'n voorwoord wou gebring het of dalk die woord. So mens moet op 'n Sondag, dalk 'n Sondag aand of hoe ook al sê, dat jy hulle 'n geleentheid gee omdat hulle kan ontpop. Want ons het al 'n persoon gehad, dan sê die persoon, hoor jy, ek praat glad nie voor mense, daar's nie 'n manier nie. Maar as jy hulle op so 'n geleentheid gee, en dan dog jy, dis die persoon wat gesê het, ek praat nie, ek sal nie 'n woord bring nie, ek sal nie dit doen nie, en dan sukkel jy amper dat die persoon moet gaan sit, en is nie dat hulle net nonsens praat nie, dis regtig, jy hang amper aan die persoon se lippe en sê, ek het nog nooit so ingesien nie. So moet ons die jong mense leer om die woord te breek, om te getuig. Die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sê jou uithelp, maar jy moet my eer. Dit is die geleentheid vir die jong mense, elkeen. Dan weet hulle, okay, my maatjie, my vriend, my vriendin, het ook nou net opgestaan, so dis nou nie net 'n groot mensdiens nie, ek het ook nou die geleentheid, ek kan ook nou ietsie sê vir die Here. Ek dink ons het definitief 'n baie goeie beweging reeds gehad daarvan, die jong mense wil voel hulle behoort, they want that sense of belonging. Ons het aanbeweeg na die gedeelte van die gesprek toe om te praat van, en te sê, dit is nie net meer 'n kwessie van belonging nie, is participation. En ek dink die volgende stap nou is, hoe maak ons hulle iemand wat werklik 'n disipel kan maak? Want ons weet hoe werk hierdie proses. Die proses is, jy moet voel jy behoort, jy moet voel jy het 'n rol en jy het iets wat jy kan doen, jy kan deelneem, en dan moet jy iemand andersins kry om jou te vervang. En dis definitief vir my waar die bedieningsarea so belangrik is dat hulle ander mense kan vind soos hulle self, om oor te neem by hulle, om daai stokkie by hulle oor te neem. Pastoor Michael, uit die oogpunt uit, wat is daar wat ons gemeentes, en ek is seker, u sien baie gemeentes, u sien baie jeug, en jeugleiers, en pastore wat dalk sukkel met dit, wat dink jy kan hulle doen, andersins doen, om meer empowerment te veroorsaak? Pastoor Johnny, as ek net kyk na hierdie vraag en watter bedieningsareas kan jong mense meer betrokke wees, dink ek dis waar baie keer die gevaar lê, want ons wil kyk in watse area kan die jong mens betrokke raak, om eintlik te sê, hy moet eintlik in elke faset van jou gemeente moet hy kan betrokke raak. Kyk na sy bediening, kyk waar hy inpas. Moenie sê, hoor, die jong mens kan net 'n sekere faset of 'n sekere deel van 'n gemeente kan hy inpas nie. Hy kan enige plek. Die skrif sê dan moet niemand jou jonkheid verag nie. Maar ons wil hulle geneig om hulle in te druk agter die klank of iets.
Maar ons moet nie skaam wees ons jong mense op die voorgrond te sit nie. Sit hulle in die orkes. Sit hulle by die verwelkomingsspan. Laat hulle kollekte opneem. Laat die gemeente die jong mense sien. Gebruik hulle in elke area van jou bediening, want hulle vorm deel van die liggaam net soos ons doen. En wanneer ons dit gaan besef, gaan hulle al hoe meer betrokke raak in areas, want dan gaan hulle besef daar's genoeg ruimtes vir hulle in alle verskillende bedieninge. En nie net hoorie ons kan die klankman wees of ons kan dit doen nie, want almal is nie dieselfde nie, almal het nie dieselfde roeping nie. Maar as jy 'n bietjie gebruik by die deur om welkom te sê, ons het geleer, gebruik jou jong mense om by die deur welkom te sê. Dit skep 'n ander atmosfeer wanneer hulle gegroet word deur jong mense. Hulle word verwelkom. Moenie hulle net ergens agter die skerms druk nie. Druk hulle waar hulle 'n bietjie blootstelling kry. Gebruik hulle om kollekte op te neem. Gebruik hulle om koortjies te lei. Maar kyk na hulle bediening, kyk na waar hulle aanpas. En ek dink dis wat ons moet doen. Ons moet hulle nie apart hanteer van die gemeente nie, maar ons moet hulle deel maak van die gemeente. Sê hy daar net soos daar plek in die gemeente is vir elke bediening, is daar plek vir jong mense. En ons moet hulle daar indruk en gebruik. So ons moenie net kyk in watse areas, ons eerder kyk waar hulle passie lê. In plaas van om aan een kant te skuif en afsonderlik te probeer hardloop. Want dis die grootste ding wat ek ervaar in gemeentes, en ek het self baie keer die fout gemaak, dat ons wil jeug apart hardloop van die gemeente. En dis die gevaar, dat hy nie deel van die gemeente is nie, hy is nie deel van die liggaam nie, hulle moet net daar funksioneer op 'n Vrydag aand, ons wil hulle nie hoor nie, ons wil net weet julle word besig hou, en dis eintlik die fout wat ons maak, want wanneer jong mense dan in jou kerk kom, en hulle sien jong mense op die voorgrond, dan is hulle ook meer gemotiveerd om betrokke te raak. Daar het Tommy gesê, laat 'n ouetjie papiere optel, laat hy skoon maak, gee hom 'n verantwoordelikheid, gee hom 'n plig, en ek dink as jy net dit doen, en hulle voel klaar, hoorie, daar's vertroue in hulle, want dis baie keer die gevaar dat ons nie vertrou in ons jong mense het nie. Maar as jy vertrou in hom sit, sal hy baie keer sal hy jou verras om op te lewe tot daai vertroue wat jy in hom sit, om regtig beter te wees as wat hy self dink hy is, net omdat jy in hom glo. Want dis wat jong mense soek. Hulle soek iemand wat in hulle glo, iemand wat die potensiaal in hulle raak sien dat hulle nie altyd self doen nie. Ek dink hierdie het definitief 'n trigger geslaan, en ek gesien dat baie van die chats ingekom. Ek gaan nie probeer om almal te lees nie. Ek wil eerder aangaan met 'n paar opvolgvrae vir pastoor Michael hieroor. Een van die obvious vrae wat my seker moet vra is, how young is too young? Is daar jong mense wat te jonk is wat ons moet versigtig wees voor? Nie te jong kinders uitsit nie. Ek weet, ons praat gewoonlik van hier van 12 jaar af word gesien as jong mense. Ja, jy gaan moet versigtig wees. Die Bybel sê die ywer sonder kennis is ook gevaarlik. Baie keer het mense baie ywer, maar nie baie kennis nie. Dit kan baie skade veroorsaak. So dit gaan oor hulle verhouding met Christus. Kyk hoe hulle identiteit in Christus is, hoe hulle verstaan. Maar ek kan nou nie 'n 12-jarige gebruik om in 'n gemeente te preek nie. Dit gaan ons nou nie sin maak nie. Gebruik hom op 'n plek waar hy invloed gaan hê met ander jong mense, waar hy impak kan maak. Want ons wil baie keer invloed hê, maar nie impak nie. Ons moet hulle leer om impak te hê waar hulle beweeg. So ek dink jy moet definitief kyk na ouderdom. Daar kan te jong wees, veral wanneer daar kennis ontbreek en ervaring ontbreek. Ek het besef toe ek jonger was, jy baie ywer gehad, jy wil preek, jy wil profeteer, jy wil baie goed doen, maar jy het nog nie lewenservaring nie, jy wil baie keer goed oor mense sê, wat kinders het, en jy het self nog nie kinders nie, dis 'n gevaarlike terrein. Ek dink dis waar Tannie de Tooy in 'n vergadering opgestaan en sê, broer, as jy nie 'n dogter het nie, kan jy nie praat oor ander mense se dogters nie, want jy weet nie wat dit is nie. En ek dink dis waarna jy moet kyk in watse areas hulle kan en areas wat nie, maar versigtig te wees, as hulle nie kennis in 'n area het nie, kan ouderdom definitief 'n gevaar wees. So ons moet let daarop, want ons nog steeds ons gemeentes beskerm, steeds die kinders van die Here beskerm, en ook daai jong mense, want as jy op 'n jong ouderdom daai knak gee, mag hy nooit weer regkom nie, en dan hy klaar die glei gekry, en jy verloor hom vir altyd vir die koninkryk en die kerk. Ek bly raak aan daardie punt, wat ek dink, die ander vraag wat ek gevra het was, wat is die foute wat ons maak wanneer ons jong leiers ontwikkel? Dit klink alles great, en ons gaan almal uithardloop van môre af en begin jong leiers identifiseer en hulle begin oplei dat die pieces bewe, dat almal jong leiers het. Maar jy kan, soos jy gesê het, jy kan hulle knak en jy kan hulle vroeg baie groot afskie gee in die kerk as jy dit op die verkeerde manier hanteer. Ja, ons moet hulle beskerm, en dis wat die pastore moet besef, dat as hulle gaan foute maak, moet hulle nie onder die bus gooi nie, beskerm hulle, want jy kan hom te vroeg te veel gewig gee, en as hy nie in staat is om haar geestelike gewig te dra nie, kan hy definitief
definitief knak. En dan gemeentes verstaan nie altyd nie en dan sal hulle begin klippe gooi en daai jong persoon kry seer. So kyk na die kennis, laat die Here jou ook wysheid en insig gee, moenie net ouens left, right en center nie, maar kyk eenvoudig na sosiale media. Voordat hy begin ouens bedien, ons het 'n maandag gehad wat ons kort videoetjies gemaak het waar die ouens net 'n motivering gee van 1 minuut of 2 minute. Laat hy vir jou 1 minuut of 2 minute videoetjie rekord wat jy self dan deur kan kyk, kan deurstuur, vra hom getuienis met jou te deel voor die tyd, net om hom 'n bietjie leiding te gee, net dat hy kan groei in dit in. Want dan gaan hom 'n bietjie help, soos om 'n klein boompie net 'n bietjie 'n staalpennetjie te gee, dat hy nie skeef groei nie, dat hy van kleins af reguit groei, dan kan dit 'n groot impak en verskil maak. Uitstekend, baie dankie. Ons beweeg aan na ons laaste area van vrae af. Vir die gehoor gaan ons die vraag vra, which person played the biggest role in your spiritual growth? We understand that serving develops maturity, but it's discipleship that sustains it. So moving into the last area now, we want to ask questions around what discipleship looks like today. How do you see that developing? How do you see that moving? We're living in a modern world. Everyone tells us the world is different than it was 20 years, 50 years, 100 years ago. So we'll start with you, Pastor Michael. How does effective discipleship look like for the youth in the modern world? Dankie Pastor Johnny. Ek sien ons is nou hier by watter persoon die grootste rol gespeel, ons nog nie daar nie, gaan ons nou eers kyk na die vir die audience, vir die gehoor kan praat oor die grootste persoon. Vir jou, ek wil graag hoor van effektiewe disipelskap. Ja, ek dink jy moet 'n plan hê. As jy mik vir niks, gaan jy niks tref nie. So kry jy 'n effektiewe evangelisasieplan vir hulle. Ek dink die eerste is ken jong mense. Toon belangstelling, verstaan wie hulle is, wat hulle behoefte is. Ken jou mark. Wanneer jy hulle ken, dan kan jy hulle leer om Jesus te ken. Laat hulle jou eers lief hê, wat hulle kan sien en kan hoor, dan vat jy hulle na Jesus toe. Maak 'n bietjie makliker, help hulle dan groei, identifiseer hulle potensiaal, identifiseer hulle bediening, help hulle om hulle gawes te ontdek, help hulle om hulle passie te ontdek in die Here, en dan gee hulle ruimte om te groei, en dan laaste gebruik hulle. Moenie net hierdie ding identifiseer en dan nie gebruik nie, en moet ook nie ouetjie druk in 'n ding wat hy nie 'n passie vir het nie. Kyk waar sy belangstelling is, laat hom ontwikkel in daai area, gebruik hom, stuur hom. Ons lees in die Bybel, al was 'n stem gewees gevra het, wie sal ek stuur, wie sal gaan, en een het sê stuur my, so daai een wat sy hand opsteek, en sê ek wil gebruik word, gebruik hom, stuur hom, maar help hom om te groei, vat hom daartoe, want mentorskap is 'n groot rol. Dit was een van die goed wat ek na gekyk het, is juist dat ons het nie altyd mentorskap nie, en die Bybel sê in 1 Korintiërs 4 vers 15, want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Almal wil jong mense tug, wil hulle regwys, maar is nie 'n mentor nie. As ons kyk, Elisa het Elia gehad, Timoteus het Paulus gehad, die disippels het Jesus gehad, en ek dink net deur effektiewe mentorskap en vaderskap, gaan jy klaar definitief 'n baie effektiewe evangelisasieplan hê, om jou jong mense in vandag se lewe op 'n plek te kry waar hulle disippels kan wees, effektief kan wees in die gemeente, en hulle te leer as 'n bediening buite. Want ons fokus so om ouetjie in die kerk te kry en in die kerk te werk, dat ons nie besef die kerk was nooit geroep om te kom nie, maar geroep om te gaan. Leer hulle om 'n impak te hê by sy skool. Leer hom om te werk daar waar hy is, daar waar hy geplant is. Hulle lewe in 'n generasie van influencers. Sê vir hulle, moenie 'n influencer wees nie, wees iemand wat impak dra. Wees iemand wat 'n verskil maak waar hy beweeg. Moenie jou lig net kom skyn in die kerk waar almal se liggie skyn nie. Laat jou lig skyn in die donker, daar waar behoefte is. En as jy op daai plek kom en hy kan sien hy kan 'n verskil maak waar hy beweeg, dan besef hy is die hande van die kerk buite die 4 mure van die gebou. Hy is die voete, hy is die mondstuk, en die Here kan hom net so gebruik soos wat die Here ons gebruik. So kry 'n plan, kry 'n plek waar hy kan groei, ken hom, verstaan hom, en dan gebruik hom. Dankie Pastor Johnny. Uitstekend Pastor Michael, ek sit en dink by myself hoe ek hierdie vraag sal antwoord wat sê, wat 'n persoon die grootste rol in my lewe gespeel, en Pastor Michael praat van die evangelisasieplan en mense te verstaan en mense te ken. En ek dink in 'n groot mate is dit die pastoor, jeugleier of enigiemand in die gemeente se verantwoordelikheid om die jong mense te verstaan. En ek dink terug aan, ek 'n jong man was, natuurlik is daar baie pastore wat ek sal lys en sal sê, hierdie mense was my mentors gewees, my baie geleer.
Maar wat ek die beste onthou was een pastoor wat my bekend gestel het aan die gemeente se tesourier op daai stadium. Hy is lankal al oorlede van Kreersdorp. Oom Willie Pretorius was vir 42 jaar lank die tesourier gewees. En dit was vir my 'n mentor gewees bo alles. Ek het alles geleer wat ek geleer het van diensbaarheid en hoe om die kerk regtig te dien op die manier waarop jy hom wil dien of waarom ek hom wou dien by daardie mentor. So vir my, die pastoor wat dit raak gesien het en gebesef het, dit is wie ek nodig gehad het om mee saam te werk en mee te gesels en mee tyd te spandeer. Het vir my die grootste guns gedoen. Seker gemaak het ek met die regte persoon mee gepraat het. Kom ons kyk aan na pastoor Fanie toe. Nog steeds dieselfde vraag is, hoe lyk effektiewe disippelskap vir jong mense in die moderne wêreld? Ja, pastoor Michael het omtrent al my punte genoem, maar ek wil een ding byvoeg is, wat pastoor Michael ook genoem het, maak die persoon jou vriend. Kry 'n verband met hom. Hoe maak jy hom jou vriend? As hy rugby speel, gaan na sy rugby wedstryde toe, gaan na sy matriekafskeid toe, gaan na sy prysuitdeling toe. Ons het jare terug het ons, as ek dit gou vinnig net kan noem, ry ons uit die skoolgronde uit, daai tyd was my kinders nog op skool, en een van die matriekleerlinge wat in ons jeug was, hy het gesê, gaan oom nou ry? Ek sê ja. Hy sê nee, ek het nou my eerste span proewe, hulle gaan die eerste span kies. En dadelik met my kinders en my vrou en alles stop ons net daar so en daar gaan kyk ons, weet jy wat se impak het dit gemaak op daai jong man? En hy kon regtig derentyd vir die Here gewerk het en daai verband, daai vertrouensverband, daar's iemand want op daai stadium, sy pa was nie beskikbaar nie, sy ma ook nie, daar was maar probleme. En ons was daar vir hom gewees en ons was vir hom eintlik soos 'n ma en 'n pa. En jare daarna was hy nog in die jeug gewees en hy het ook 'n impak gehad op die jeug. So die grootste ding seker maar is om daai vertrouensband van die jong mense te kry en dan stap die pad saam met hom en sê vir hom, soos pastoor Michael al reeds genoem het, ons gaan hierdie kant toe, ons gee moet jou die tou rigting daai kant toe en dan soos wat die Here lei. Maar die groot ding is, hulle moet 'n vertrouensband met jou hê. Uitstekend, baie dankie. Pastoor Tommy. Ek wil so ietsie vertel van toe ons die jeugleiers was, daar so in Rustenburg, leer in Christus onder pastoor Corneille Du Plessis, het daar 'n jong ouetjie ingekom in die jeug daarso, en ek sal sy naam tot vandag toe nog onthou, Luan Greef. Nou, hierdie ouetjie het daar aangekom, maar hy het glad nie eens gelyk soos 'n kerkmens, met respek gesê. Hy het so 'n surfer kuif gehad en dit is kettingkies om die nek en hy het altyd klere gedra wat 3 keer groter is as hy self. En hy het altyd daar aangekom, het altyd geruik soos rook maar hy was in die skool gewees. En 'n paar van die jonges altyd na my vrou toe gekom en sê hierdie ouetjie, hy het altyd eers voordat hy by die kerk se hekke ingaan, het hy altyd eers om die hoeke gaan. Daar voor die kerk het dan sê hulle eers 'n zol gerook daar. En dan bou hulle eers rond. En die een ou sê vir die persoon wat so elke keer so taal, hulle sê vir hom, maar hy ryk dalk na rook, maar jy ryk na judgment. En ons het hom nooit nooit weggewys nie, maar ons het 'n verhouding met hom gebou, altyd hom ingetrek. Ek het naderhand vir hom gesê, moenie voor die kerk rook nie, want jy maak vir jouself pak slaap. Gaan eerder daar agter die hoekie, daar agter die boom in die donker waar niemand jou sien nie, totdat die Here jou verlos. Maar geniet hom tot die Here jou verlos. En dis juist daai ouetjie wat baie van sy vriende kerk toe gebring het. Hy het self Sondag aand kerk toe gebring met 5-6 jong mense wat van sy vriende wat saam met hom kerk toe gekom het. En hy het maar nog steeds aangegaan met sy sigaretjie, maar hy was 'n evangelis gewees van formaat. Hy het mense ingebring na die kerk toe. En dan wat ek ook wil sê is wat ons ook al agtergekom het wat baie belangrik is. Ekskuus. Is ons moet ook met ons altaarwerkerspan moet ons ook jong mense betrek. Selfs ons moet in die jeug moet ons jong mense identifiseer, kom ons weer terug na hulle identiteit in Christus, en dan daai jong mense identifiseer om 'n altaarwerkerskursus te doen. En ook daai wat ons ook al gesien het hierso wat werk is daai disc profile toets met daai persoonlikheidskleure, dan hulle leer mekaar beter ken en hulle self leer ken, en dan pas ons daardie
ken jou bediening kursus ook daarby. En so, hulle raak so baie positief van hulle self, dat hulle begin vra, waar kan hulle self inpas in die gemeente, waar kan hulle help om die evangelie uit te brei. En my plan is nou vorentoe om 'n evangelisasiespan uiteen te sit. En dan juis met hierdie altaarwerkers span gaan ons 'n evangelisasiespan ook uitsit. Want wanneer daar 'n uitnodiging is, dan wil ek juis die jong mense aanmoedig, al kom nie uit vir gebed nie, al kom net 2 daarvoor staan. As iemand daar in die banke sit wat nie soos hulle het die vrymoedigheid om op te staan nie, dan sien hulle klaar as iemand wat daarvoor staan, dan stap hulle vorentoe. As hulle voor staan, is daar klaar iemand wat intree en saam met hulle bid. Want jong mense van vandag, hulle het nie die vrymoedigheid dat die pastoor self of iemand wat ouer as hulle saam met hulle bid nie. As 'n jong mens met hulle ouderdomsgroep saam met hulle bid, dan het hulle baie meer vrymoedigheid. Uitstekend. Baie dankie. Ons is besig om dan die einde te beweeg van ons gesprek. Ek wil u net herinner daaraan om asseblief u bywoning-registrasie te doen. Daar is 'n link wat u daarvoor kan gebruik en wel te kan aandui dat u daar is. Voordat ek gaan begin met 'n summary, wil ek net graag vir u vra, enige van die bywoners, ons het nog so amper 10 minute se tyd oor vir hierdie gesprek. U is welkom, enige iemand wat daar vrae is wat u wil vra, jy kan dit of in die chat doen, u is ook welkom om die mikrofoon aan te skakel en direk te vra. Ons het 'n bekwame span op die paneel. Hulle ken baie van waarvan hulle praat. Jy kon gehoor die manier waarop hulle die vrae met gemak geantwoord het. Amper partykeer geklink asof hulle een bladsy het wat hulle voor hulle het, hulle almal dieselfde ding aflees, soos hulle sê die een het dalk klaar gesê, die hy het dalk klaar gesê. Maar dis die geleentheid, as daar enige iemand is met vrae, is baie welkom om dit te stel aan ons paneel en hulle gaan hulle bes probeer om dit te antwoord. Terwyl u dink aan vrae, gaan ek vir elkeen van die paneel 'n geleentheid gee om net 'n laaste kommentaar te lewer, as daar nie 'n vraag is nie. Pastor Fanie, kom ons begin by jou. Ek wil net noem, jare terug, as ek gou 'n staaltjie kan vertel, was ek by 'n vorige gemeente, ek was daai tyd nog hier gewees, ongetroud, en die gebruik was ook gewees, dat as ons van die jeugkonferensie afkom, dan hou ons daai Sondag aand, hou die jeug die diens. En soos dit jong mense maar is, ons is 'n hele klompie gewees, en een van die jong dames getuig en sê sy het regtig 'n ontmoeting en ervaring met die Here gehad, en nadat sy getuig het, staan daar 'n oom op, en hy sê, dit is mooi, dis reg, dat jy 'n ontmoeting en 'n ervaring gehad het, maar nou moet jy net eers van A, B, C, D, en hy gaan aan verlossing kry en dit. Weet jy hoe seer het dit daai jong mense gemaak, en daai dogter het nog in die kerk behoort, maar nie vir lank nie, en sy is uit die kerk uit, sy het nou al afgesterf, en ek glo die Here se genade was by haar nog gewees, maar ons moet pas op, dat ons nie al ken jy die jong mense lewe en hoe hy leef, as hy in die kerk net iets vir die Here wil doen, los hom, en laat hy sê, Here, ek het U lief, Here, help my, maar moet hom nie kritiseer nie, al ken jy sy verlede, al is hy iemand baie naby aan jou, sê vir hom, dit wat jy gedoen het, is baie mooi, en moet nie enigstens een van die jong mense afkraak, as hulle iets vir die werk van die Here wil beteken nie. Baie dankie, Pastor Fanie, dit is 'n goeie herinnering. Pastor Tommy? Ek sal ook net sê, is bou verhouding met die jong mense, en ja, as ek ook net so kan vertel van hoe die mentors van my, hoe hulle my betrokke gemaak het by in die evangelie en in die dienste, was toe ek vir die paar jaar wat ek in die PPK was, toe ek net tot bekering gekom het 'n pastoor Anton Tennant, hy het altyd vir my gesê, die Here roep my vir sy werk, maar ek gaan nie maklik nie sommer net op die platform wees nie, ek gaan onder begin. En ek het vir die eerste 3 jaar, wat hy soos met opleiding, wat hy gesê dis opleiding, het ek die kerk se stoepie skoon gemaak. Ek het die deure oopgesluit. Ek het gekyk dat daar toiletpapier by die badkamers is en alles skoon is daarso. En toe het hy vir my
toe gee vir my die volgende jobie dat ek moet die sy mikrofoon reg kry. En toe ek net by Rustenburg aankom, toe pastoor Corneille die eerste woorde wat hy nog vir my gesê het, ek daai tyd het ek het nooit verstaan nie, maar toe verstaan ek het verstaan dit vandag, wat hy gesê het, wees altyd reg en wees altyd gereed. En ek nooit geweet wat is dit nie. En toe net een keer op 'n Sondag aand, toe ek by die diens instap, by die kerk instap, toe sê hy vir my die diens is joune, toe gaan sit hy in die banke. Toe wys hy vir my dat hy glo so baie in my, dat hy vir my 'n diens gee, dat ek die diens kan behartig. En dit het baie vir my beteken. Ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. So ek wil ook sê, bou verhouding met jong mense en vertrou hulle en stap 'n pad saam met hulle, vat hulle hand en stap 'n pad saam met hulle, gaan sien wat die Here deur jou vir hulle gaan doen. Uitstekend, baie dankie. Ek wil 'n laaste geleentheid gee voordat ek vir pastoor Michael gaan vra sy laaste kommentaar. As daar enige iemand is wat vra het, u is welkom om net die handjie, daar so 'n handjie wat hand opwys, kan hom net druk en dan sal ek weet dat daar iemand is wat 'n vraag wil hê. Pastoor Michael, u laaste gedagtes? Dankie pastoor Johnny. Ja, die jong mense met vandag sukkel met identiteit. Almal wil hulle vertel wie hulle is en wat hulle moet wees. Al word hierdie idee geskep van perfektheid. Baie ouers probeer hulle kinderdrome deur hulle kinders lewe. En met al die sosiale media en dit wat vandag aangaan, sit jong mense met 'n ding wat hulle noem FOMO. Die hele tyd hierdie konstante gevoel dat hulle mis uit op soveel meer. So laat hulle ontmoeting met die Here kry. Hulle kort nie nog inligting in 'n lewende tyd waar daar inligting ontploffing is. Hy kry inligting op elke platform, elke manier, op elke wyse. Maar help hom 'n ontmoeting kry, want een ontmoeting, waaragtige ontmoeting met die Here, is beter as 1000 preke. Is beter as 1000 programme. Is beter as 1000 dinge wat ons hulle probeer leer. So help hulle om egtheid te kry, werklikheid te kry in dit. En skep vir hulle ruimte. Ek weet van 'n getuienis wat baie seker al gehoor het in 1934 was daar 'n tentprediker wat toe hy by die deur gestaan het, kom maar 2 14-jarige seuns en daar's nie plek vir hulle nie. En toe hulle omdraai en wegloop, toe roep hy hulle in en maak vir hulle plek. En een van daai seuns was toe Billy Graham. Moet nooit 'n jong mens onderskat nie. Moet nooit besef waartoe hulle in staat is nie. En laat hom besef dat elke klein dingetjie maak saak. Leer hom getrou te wees oor die klein dinge, want die skrif sê as ons getrou is oor die klein, kan Here ons toe vertrou met die groot. En dis baie keer die ding, ons wil hierdie hoë verwagtinge, hierdie hoë geestelike spronge, hierdie hoë drome, hierdie hoë dinge altyd skep vir jong mense. Leer hulle om klein tree te gee. Leer hulle om hulle identiteit in Christus te kry. Leer hulle dat hulle kan 'n verskil maak, al is dit net in een ou se lewe, kan hulle verskil maak. So skep vir hulle ruimte, help hulle om nie uit te mis nie. Die grootste ding wat hulle kan op uitmis is hemel op die einde van die dag in elk geval. So ons moenie hulle nie druk met inligting nie. Ons wil baie keer so fokus op programme, dat ons nie meer fokus op verhoudings nie. Fokus op verhoudings. Ons het baie gehoor vanaand daarvan, gaan woon hulle rugbywedstryde by, wanneer hulle in sportaktiwiteite deelneem of hulle presteer, kondig dit af in die kerk. Vertel hoe trots is jy op hulle, want hulle het dalk 'n ander talent wat nie in die kerk skyn nie, maar daar kan hy 'n verskil maak. Ek het oom Jannie Jacobs, sal baie mense nou nie ken nie. Hy was my pastoor gewees toe ek tot bekering gekom het en ek het 'n haarstyl gehad wat verskriklik gelyk het. Pastoor Corneille het gesê sy Warahufa hairstyl, die kuif het hier gehang, die mallet was agter, daar was lyne aan die kant en was pikswart gekleer. Maar hy het potensiaal in my raak gesien op 'n stadium wat ek het nie raak gesien het nie. Hy het vir my ruimte geskep. Hy het nooit geoordeel nie. En daai absolute liefde, toe ek my hart by hom uitbelei het en hy het gehoor wat ek alles gedoen het, hy het nooit geoordeel, hy het soveel liefde gewys. En dit is wat jong mense soek. Hulle het 'n uitdaging, meer as enigiets. Hulle word meer in gebroke huise groot. Hulle word meer in stikkindheid groot. Hulle word meer blootgestel aan trauma, dwelms, versoeking, meer as enigiets. En die liefde bedek alles. Glo alles, hoop alles, verdra alles. Kom ons kry net weer die liefde. Gee hulle liefde. Gee hulle aanvaarding. Wys hulle die hart van die koning en dit gaan 'n groot verskil maak. En dit was die verskil vir my, nie dat hierdie pastoor my opgehemel het nie, maar hy my lief gehad het. Het vir my ruimte geskep het. Baie mense sal nie Jannie Jacobs ken vandag nie, maar vir my het hy 'n rol gespeel en deur die jare het die Here elke keer van iemand voorsien. Toe gaan ek Jegaksie toe ek pastoor Corneille.
toe's ek by pastoor Dani. En so deur die jare die Here vir my mentors gegee tot vandag toe nog het ek mense wie ek kan bel. En dis 'n voorreg om dit te kan weet dat jy op 'n plek kan veilig wees. En dit is wat ons jong mense moet gee hulle plek om hulle maskers af te haal. Hulle moet op sosiale media maskers op hê. Hulle moet by die huis maskers, hulle moet by die skool maskers op hê. 'n Konstante plek om hulle self te beskerm. Gee hulle plek waar hy masker kan afhaal. Dat hulle totale liefde en aanvaarding kan ervaar en as jy daai ou dan wen, hy sal vir jou berge versit. Dankie Pastor Johnny. Baie dankie Pastor Michael. Ek dink dit was al 'n klare genoegsame opsomming te wees, maar ek sal graag net my opsommingsparagraaf wil lees. Tonight we heard that young people are looking for belonging, for purpose, for mentorship, for authentic faith and opportunities to contribute. The challenge is not simply attracting youth, but discipling and empower them to become active participants in God's kingdom. We heard of opportunities that already exist in today's ministry for them to be part. I'm going to ask for Pastor Tommy to close for us in prayer, but I also want to ask all the participants, everybody else here, let's pray for our young people. Let's pray for the parents, the youth leaders, the churches, the future leaders. Let's pray for spiritual growth and leadership and discipleship. That's what's going to take us into the next generation. Thank you, Pastor Tommy. Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons gehad het vanaand om so 'n bietjie meer ekstra by ander mense te kan leer. Ons 'n bietjie meer wysheid en kennis op te kan bou. Vader, dit gaan alles oor die koninkryk. Dit gaan alles oor u hart, Here. Dit gaan dus oor die goeie nuus van die evangelie wat ons moet gaan verkondig daar buite om mense te kan equip vir die goeie werk wat u vir hulle toeberei het, Vader. Ek wil bid, Here, dat die Heilige Gees elkeen sal versterk en elkeen sal gee dit wat u wil hê ons moet gee, sal uitgee, Vader, vir dit wat u wil vir ander mense wil doen, Vader, sodat ons die voorreg kan hê, Here, om die evangelie uit te versprei in die ganse mensdom daar buite, Vader. Elkeen behoort te weet wie Jesus is my gebed vanaand in Jesus naam. Amen.